Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en 'n hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en ek is so opgewonde om weer saam met jou in die program Alles Uniek Boekklub te kuier. Julle gaan dit ongelooflik baie geniet wanneer Elyn van Audience of One en Carmen van Koue Koffieboeke gaan gesels oor boeke wat werklik lekker leesstof is, maar beslis 'n merk gaan laat vir almal wat dit lees. Elyn van Audience of One Media gesels meer oor die inhoud van die boek In Iemand Anders se Skoene, deur Marina Knutse. 'n Heerlike boek vir kinders, selfs ouers en veral vir pappas. Ons leer meer oor Henny en Len, die twee boeties, en hulle vriendskap met 'n diabetes. En hulle pa leer meer oor sy verhouding met die Here uit Henny en Len se voorbeeld. Die tweede boek is Poesieterapie, deur Alwyn Fulcher. 'n Eerlike kyk na die hartseer van 'n vrou wat haar eggenoot aan die dood afgestaan het. En dit vertel meer in digvorm van haar hartseer, haar oorwinnings en selfs soms 'n komiese blik op die goeie tye wat sy en haar kinders nie wil vergeet nie. Jy kan hierdie boek ook aanskaf by Audience of One Media se webtuiste en die webtuiste spesialiseer in opbouende Christelike materiaal vol inspirasie. Ons kyk natuurlik ook saam met Carmen van Koue Koffieboeke, 'n webtuiste wat daarop fokus om kinders te laat lees. Nou ons weet, dit is belangrik vir kinders om lief te wees vir lees. Jy kan ook gaan kuier op die webtuiste Koue Koffieboeke en vir jou kind opwindende leesmateriaal aankoop. Ons hoor dan waar Carmen ons meer vertel van die Ben-reeks deur Zulika Smit rondom 'n seun wat sy eie hindernisse soos toetse en boelies en skool toe gaan moet trotseer. En dit is beslis 'n aanwins om vir jou kind aan te koop. Die boek oor boelies is natuurlik ook 'n wonderlike hulpmiddel vir ouers en onderwysers. Daar is natuurlik ook 'n boek met die naam Lia gaan skool toe vir die dogtertjies. So maak jouself gemaklik met 'n heerlike warm koppie koffie, terwyl ons saam luister na Elyn en Carmen. Ons gesels gou weer. Mooi bly. Hallo liewe luisteraars, ek is Elyn Broekman van die butiekuitgewer Audience of One Media. Verlede keer het ek met julle gesels oor die boek Sionsbruid, die Omnibus, en ons is so opgewonde dat daar nou ook 'n lied vrygestel is met dieselfde titel, Sionsbruid, wat deur Houtsnaar getoons het en gesing word. Julle is welkom om Houtsnaar of Sionsbruid te Google om die lied te luister op enige platform. So ja, asseblief ondersteun hulle en gaan luister gerus daai lied, dit is regtig baie mooi. Maar vandag wil ek 2 nuwe vrystellings met julle bespreek. Die eerste boekie is vir kinders en sommer ook vir hulle ouers, veral hulle pappas. Die boekie se naam is In Iemand Anders se Skoene. Dit is geskryf deur Marina Knutse en dit is die tweede boekie van Marina wat ons hier by Audience of One Media uitgee. Die eerste een is Laat die kindertjies wat duimsuig ook na my toe kom. Julle kan meer lees oor beide boekies op ons webwerf. Maar hier In Iemand Anders se Skoene, dit is wat ek met julle wil bespreek. Die boekie bevat 2 stories. In die eerste storie, julle het dit aan my ook gedoen, maak die 2 boeties, Henny en Len, by die skool kennis met Simon, wat 'n diabetes. Omdat hulle weet dat 'n mens 'n gawe maatjie moet wees as jy 'n gawe maatjie wil hê, besluit hulle om vir 'n hele week lank alle lekkernye uit te sny, sodat hulle kan voel hoe dit voel om in 'n diabetes se skoene te staan. Sonder dat hulle weet, word hulle die dubbele antwoord op Simon se gebede. Hierdie storie is regtig 'n oulike manier om aan kinders die moeilike konsep van hoe om maats wat anders as hulle is, het sy deur siekte of wat ook al, te benader en lief te hê. Deur jouself voor te stel, jy gaan deur dieselfde ervaring, kan enige Christen help om sy medemens met groter deernis te behandel. In die warmhartige Samaritaan, die tweede storie, is Henny die ooggetuie
wanneer 'n tannie in die straat val en haar inkopies die pad vol rol sonder dat iemand haar help. Wanneer pappa vir hulle die storie van die barmhartige Samaritaan lees, besef Henny dat hy hom net soos die priester en die leviet gedra het. Hy leer so wat dit eintlik beteken om jou naaste lief te hê soos jouself en besef dat hy graag sou wou gehad het as hy in die tannie se skoene gestaan het. Henny en Len leer voorwaar op 'n baie praktiese manier waarom Jesus se gelykenisse in die Bybel vandag nog op ons as Christene se lewens van toepassing is. Dit is nie net vir die boeties 'n les nie, maar ook vir hulle pappa, wat skielik anders na sy verhouding met die Here en sy kinders kyk. Die stories is oulik geïllustreer deur Kathleen de Beer, wat ook die eerste boekie, die Duimsig-boekie, se illustrasies gedoen het. Die prentjies kan eintlik ook lekker mooi ingekleer word deur boetie of sussie, siende dat dit op wit papier gedruk is en die prente is alles pensketse. Die stories is vir jong kinders, ek sou skat so min of meer vanaf 5 tot 8 jaar oud, of bietjie jonger of 'n klein bietjie ouer, maar ja, baie oulik vir jong kinders. Die stories is ook amper vir ouers wat wil weet hoe om sekere geestelike temas met hulle kinders te bespreek op 'n praktiese manier. Dit is aanlyn op audienceofonemedia.co.za beskikbaar. Die tweede boek wat ek wil bespreek is Poësie Terapie, gedigte vir die rouproses. Dit is geskryf deur Alwyn Fulcher. Hierdie pragtige digbundel bevat 149 gedigte, wat die digteres een vir een deur haar rouproses gehelp het, nadat sy haar geliefde man aan die dood afgestaan het. As mamma van 2 jong tienerdogters op daardie stadium, was sy afhanklik van haar man en moes skielik die lewe as 'n alleenouer aandurf. Sy vra vrae, sy rebelleer, sy koester herinneringe en sy treur, en tog kom haar skerp sin vir humor ook so nou en dan deur. Sonder haar hemelse Vader en bruidegom sou dit onmoontlik gewees het, maar sy het elke dag een voet voor die ander gesit. Meestal vorentoe, maar soms agteruit, en dan weer voorwaarts neem die herstelpad hierdie pragtige jong weduwee. Die gedigte lees amper soos 'n verhaal en lig sekere gebeure in die proses uit. Van die eerste spinnekop wat die 3 vroulike lede van die huisgesin nou self moes verjaag en motorprobleme, tot die alleen sit in die kerk. Die deurbraak kom egter wanneer sy haar pappa God se hart vir haar ontdek. Alwyn is die mamma van 2 ouer tienerdogters, Zoe en Kezia, en met die genade van die Here is sy toe onlangs weer getroud met die tweede liefde van haar lewe. Selfs al het jy nog nie jou gade verloor nie, sal hierdie bundel jou diep aanraak. My indruk van die boek was dat dit 'n mens weer met vars oë na jou eie lewe en jou eie geliefdes laat kyk en met nuwe dankbaarheid en waardering. Ek wil graag een van hierdie gedigte vir julle lees. Gebroke. Ek staan met my neus in jou baadjie gedruk. Jou reuk is nog daar, my binneste ruk. Ek sniffel die hele baadjie deur, maar jy dra hom natuurlik nie meer. Vandag het ek kamer reggepak, by jou hartjieklip het ek vasgehak. Ek onthou nog die dag daar op die strand, jy het dit gegee, 'n simbool van ons band. Ag, my lief, hoe kan ek jou laat gaan? Ek kan maar net by die oorgangsbrug staan. Hoe wens ek ons kon net met mekaar praat, met my gebroke hart weet ek nie raad. Die agterbladteks is 'n uitnodiging vir enige iemand wat veral al huweliksmaat aan die dood afgestaan het. Sy sê, mag hierdie digbundel vir jou wat oor die dood van 'n geliefde rou, 'n hulpmiddel wees. Mag dit jou laat besef dat jy nie alleen is nie, al voel jy dalk alleen. Mag hierdie gedigte, soos vir my, ook vir jou terapeuties wees. Nou my eie man, Walter, is nog hier en lewendig, maar hierdie digbundel het my so diep geraak. Ek het, soos hulle sê, snot en trane gehuil, soos ek hierdie gedigte geredigeer het.
Ek kon skielik myself voorstel hoe verskriklik ek na hom sal verlang as hy voor my moet gaan. So ek beveel hierdie pragtige bundel heel hartig vir enige iemand aan. So dit is dit vir hierdie week. Ek sal volgende keer weer gesels oor nog nuwe boeke wat ons nou vrystel en ek sien baie uit daarna. So as julle hierdie 2 boeke wil bestel, kan julle ons aanlyn winkel gaan besoek op www.audienceof1.co.za. Die one is 'n O-N-E, dis nie net 'n enetjie nie. Baie dankie julle. Lekker dag. Tata. Hallo, dis Carmen van Koue Koffie Boeke hier. Vandag wil ek graag gesels oor 'n wonderlike Christelike reeks vir kinders en veral vir kinders wat vir die eerste keer skool toe gaan en ook alles wat saam met dit gepaard gaan. Kwessies of situasies waarin hulle self mag bevind as hulle vir die eerste keer skool toe gaan. Hierdie reeks is die Ben-reeks deur Zulika Smit en dis geïllustreer deur Johan Strauss. En ek weet, Ben gaan sommer dadelik in almal se harte inkruip. Ben gaan skool toe is die eerste boek in die reeks en is 'n storie oor die onsekerheid van skool toe gaan. En dis gebaseer op Zulika se baie jare in die onderwys en ook haar ervarings met haar eie kinders. Die tweede boek is Ben en die groot toets. En dit gaan oor Ben wat vir die eerste keer toets moet skryf. En hy's bang hy gaan nie al die spelwoorde kan onthou nie. In hierdie storie herinner Ben se mamma hom dat hy nooit hoef bang te wees as Jesus by hom is nie. En dit gee hom nuwe moed. Hierdie boek is 'n moed vir enige kind wat op die drempel staan om die wêreld van klanke en lees te betree. Ben en die Boelies is die derde boek in die Ben-reeks en is 'n wonderlike hulpmiddel vir ouers en onderwysers om vir kinders aan te leer hoe om in 'n boelie-situasie op te tree. In hierdie boek word Ben getuister deur nie net een nie, maar 2 boelies by die skool. Die Koen-tweeling maak hom bang en ongelukkig en hy wil nie eers meer skool toe gaan nie. Mamma herinner Ben dat hy nooit bang hoef te wees as Jesus by hom is nie. Ben ontdek dat daar ander maniere is om boelies te hanteer. Dan is daar 'n nuwe boek wat hierdie jaar verskyn het en ook beskikbaar is by Koue Koffie Boeke, Ben en die groot wedstryd. Dit is 'n lieflike storie wat kinders leer dat almal soms foute maak en dat dit jou nie moet onderkry nie, maar dat jy eerder uit foute moet leer en altyd weer moet probeer. Ben gaan in sy heel eerste rugbywedstryd speel. Sy maag gee sommer so 'n wille draai as hy net aan die wedstryd dink. In die wedstryd druk Ben 'n uitstekende 3, maar onder die verkeerde pale. Sy hartjie voel baie skaam oor hierdie fout, maar pappa lees vir hom in die kinderbybel dat hy nie skaam hoef te wees vir foute nie. En laastens wil ek dan net ook vir julle vertel van Lia gaan skool toe. Dit is ook 'n boek deur Zulika Smit wat gebaseer is op die suksesvolle Ben gaan skool toe boek en die Ben-reeks. En dit sal dalk by dogtertjies meer aanklank vind. Dankie dat julle vandag geluister het. Tot volgende keer.